Here, baie dankie dat u woord nooit leeg en uitgeput kan word nie. Dankie Vader dat elke keer wanneer ons u woord oopmaak, dan is dit nuut en is vars. Met openbaringe ver bo ons as mense se begrip, ver bo wat ons ooit kan dink. Vader, dankie dat u so getrou is, dat u dit vir ons as mense kom oopbreek, sodat ons dit sal kan verstaan, geestelik sal kan groei, maar ook 'n verskil kan maak deur dit te kan deurgee aan 'n hongerwêreld daar buite. En ons doen dit alles, Vader, alleenlik tot u eer en tot u verheerliking. U wat ons almagtige drie-enige God is, ons hemelse Vader. En ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Een hartelike welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is na hierdie diens, wat ook soos ander dienste, maar in die besonder vandag eintlik 'n goddelike lering is. God sê ons moet luister, hoor wat hy sê, maak dit jou eie en gaan rig dan jou lewe daarvolgens in. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy geweet dat die Ou Testament is die Nuwe Testament wat verborge is. Luister mooi. En die Nuwe Testament is die Ou Testament wat geopenbaar is. Ons moet onthou, ons kyk in die lig van skaduwees. Die Ou Testament is 'n skaduwee van die helder lig wat sou kom. En ek vertrou dat ook vir jou, net soos vir my, werklik dat hierdie preek van vanoggend absolute revelation is. Want indien ons sou kyk na Josef, hy is deur sy broers verkoop vir 30 shillings. En Jesus was verkoop deur Judas vir 20 shillings. Nou weet ons dat Josef is as 'n slaaf verkoop. En toe is hy as 'n gevangene in 'n tronk gegooi, en later het hy prins geword. Nou Jesus daarteenoor moes nie alleen die vorm van 'n slaaf aanneem nie, maar hy is ook wreed doodgemaak, en daarna het hy die prins geword, die prins van vrede. Nou geliefdes, ons weet almal dat toe Josef in die tronk was daar die bakker en die skinker, nie waar nie. Hierdie twee wat drome gehad het. En hulle twee is vrygelaat terwyl Josef nog steeds in die tronk was. Kom ons terug na Jesus toe. Jesus was gevange geneem en Barnabas is vrygelaat. En al hierdie dinge rondom Josef in die Ou Testament, glo ek dat jy nou alreeds hierdie draad kan begin sien, hierdie goue draad. Dit was alles 'n skaduwee van Jesus. En luister geliefdes, Josef was sy pa se lieflingsseun, ons weet dit almal. En Jesus was die enigste lieflingsseun van God sy Vader. Josef se pa het vir hom 'n jas aangetrek met baie kleure. En dit wat Jesus aangehad het, is aan die kruis uitgetrek. God wil ons as mense leer. Hoekom deel God hierdie dinge met ons? En ek loof hom daarvoor, want dit is hoe hy ons leer. Geliefdes, onthou baie mooi, God toets ons nie, want hy ken ons. Hy het ons gemaak. Hy straf ons ook nie. Hy het ons te lief. Maar God wil vir jou en my op 'n daaglikse basis leer, sodat ons geestelik kan groei. Sodat ons hierdie kosbare, verborge geheimenisse wat hy so graag wil openbaar maak aan sy kinders, sodat dit ook vir jou en vir my 'n werklikheid kan word. God wil ons leer om na hierdie geheime en die skaduwees in die Ou Testament te kyk, om daardeur die Nuwe Testament beter te kan verstaan. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Abraham en Isak. Isak was Abraham se enigste seun, en God het vir hom gesê, Abraham, vat jou enigste seun. Maar wag 'n bietjie,
Is dit nie presies wat ook met Jesus gebeur het nie? Jy weet, want God het sy enigste seun gevat. En ons teruggaan na Abraham toe, dan sien ons dat Isak was op 'n altaar neergelê. Dis niks anderster as 'n skaduwee van Jesus nie, wat ook op 'n altaar neergelê is, as 'n offer vir 'n ganse mensdom se sondes. En jy weet baie goed dat Abraham moes met Isak teen die berg opgaan. En op die laaste minuut, nadat hy vir Isak op die altaar reeds neergelê het God 'n lam gestuur. 'n Lam wat Abraham in die plek van Isak kon offer. En dit het Jesus se koms verteenwoordig, die lam wat ter slagting gelei was. So kan jy sien, geliefdes, hierdie is slegs skaduwees, sodat ek en jy die geheimenisse van die Nuwe Testament beter kan verstaan. Selfs met Kain en Abel. Nadat Kain vir Abel doodgemaak het, het God vir Kain gesê, waarom roep die bloed van Abel na my, van die aarde af? So dit beteken, bloed kan praat, nie waar nie. En God wys dit in die Ou Testament, want onthou sy seun se bloed praat elke dag. En daardie bloed van Jesus wat praat, bring genade. En alles hierdie geliefdes is 'n skaduwee van die Nuwe Testament. En weet jy wat is so hartseer? Dat ons as mense mis dit. Selfs wanneer ons gaan kyk daar na Genesis 4 vers 7. Kom ons blaai gou so toe, dan lees ons gou daar. Genesis 4 vers 7. Kom ons begin lees hier by vers 6. Genesis 4 vers 6. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Dit is God wat hier met Kain gepraat het, voordat hy vir Abel wou doodmaak. Geliefdes, God wys duidelik hier dat hy niks teen enige iemand het nie. Maar dit gaan alles oor die beginsel. Hierdie vers wys dit. Dat indien jy nie die beginsel van God in jou lewe het, en werklik leef nie, sal die sonde jou oorheers. En hier het God al reeds in die Ou Testament in Genesis gesê, juis met die oog op die Nuwe Testament. Want geliefdes, Jesus het slegs gekom om die beginsel van die koninkryk van God aarde toe te bring. En solank as wat ek en jy daardie koninkryks beginsel ons eie gaan maak en elke dag daarin wandel. Dit is hoekom ek hier in die begin vir jou gesê het, neem ook hierdie boodskap van vanoggend, hierdie lering, maak dit jou eie, wandel daarin. Want solank as wat ons dit gaan doen, dan kan die sonde jou en my nie in hierdie lewe oorheers nie. Maar luister ook, geliefdes, dat die koninkryksbeginsel is die enigste ding wat sonde van jou en my deur gaan al weghou. Nie jou goeie werke nie. Nie al die goeie dinge wat jy doen nie. En dan alleenlik wanneer jy jou lewe volgens die beginsels van God inrig. Geliefdes, God is baie duidelik hieroor. En ek is in my hart so oortuig en ek verstaan hoekom God juis in hierdie tyd waarin ons lewe vir ons hierdie wonderlike dinge met ons kom deel. Ons as mense mis uit, want ons verstaan nie. Luister mooi, ons luister, maar ons hoor nie. Ons lees die woord, maar ons hoor nie. Ons neem nie in dit wat God elke dag vir jou en my sê, wat hy met ons wil deel nie. As ons nie ons lewens inrig daarvolgens nie, dan gaan die sonde gaan ons oorheers. En dan het ons moeilikheid, want die sonde gaan ons lewens oorneem. Diegene wat in die wêreld is, en volgens die wêreldse beginsels leef,
Geliefde, sonde gaan hulle lewens oorneem, een of ander tyd. Want dit wat die wêreld begeer, is verseker die koninkryksgerig nie. Dis hoekom God vir ons sê, julle is in hierdie wêreld, maar onthou julle is nie van hierdie wêreld nie. Want die woord leer ons baie duidelik dat die grootste sondes wat daar is die begeertes van die oog, die begeertes van die vlees en ongehoorsaamheid aan God. So geliefdes, wat gebeur wanneer ek en jy, of wanneer iemand volgens die wêreldse beginsels begin leef? En hoe weet jy wanneer jy jouself daar bevind? Jy kan miskien sê, maar ek weet nie. As ek net geweet het, luister my mooi, as jy mooi gaan hoor vanmôre, dan gaan jy nie meer 'n verskoning hê, want na vanoggend gaan jy weet. Vraag is, hoe weet jy wanneer jy jouself daar bevind, in die wêreldse dinge? Wanneer jy begin wandel en leef volgens die begeertes van jou oë, die begeertes van jou vlees, en jy leef in ongehoorsaamheid aan God. God het duidelik vir ons gewys hier in Genesis 4 vers 7, dat hy geen probleem met Kain gehad het nie, maar dit het alles gegaan oor Kain se beginsels. En wanneer ons so 'n bietjie verder sou gaan lees, dan sou ons sien dat Abel het in die veld ingegaan. Is dit nie so nie? En as ons nou kyk na Jesus terwyl hy op aarde was, dan het hy ook in die veld, op hierdie aarde waar hy gewandel het, ingegaan, uiteindelik in die slagveld in beweeg. Want onthou geliefdes, die oomblik toe God die duiwel uit die hemel uitgegooi het, toe was die duiwel nog steeds Lucifer. God het hom uitgeskop op die aarde, en die oomblik toe Jesus aarde toe gekom het, en hy wandel in die veld, toe sê die duiwel vir hom, jy sou eintlik op my grond geweet. Ek kom thuis om so versoek in die woestyn. Luister mooi, niemand verstaan regtig. Niemand geliefdes verstaan regtig die storie van Kain en Abel in die woord nie. God sê, Kain verteenwoordig die Nuwe Testament, die vyand. En Abel verteenwoordig in die Nuwe Testament vir Jesus. Want as jy gaan lees in Hebreërs 11 rondom geloof, dan sal jy sien dat Abel se offerande was aanvaarbaar vir God. En Jesus se offer wat hy gebring het, was aanvaarbaar vir God sy Vader. Die storie van Kain en Abel was eintlik 'n waarskuwing van God aan die duiwel aangaande wat sonde kan doen. Nou luister baie mooi geliefdes. God het ook niks teen Lucifer nie. Om die waarheid te sê, God het hom ook gemaak. Maar om het weet te verstaan, kom ons lees weer Genesis 4 vers 7. En ek bid dat jy nou regtig geopende geestelike oog en oor sal kry. Genesis 4 vers 7. Daar staan, hy sê vir Kain, God sê vir Kain, wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Dit is God wat hier eintlik met Lucifer praat. Hy sê, as jy doen wat reg is, dit is nie met jou probleem nie. En daarom geliefdes, kom sê God vanoggend, en hierdie is 'n opdrag. As ons maar net al die opdragte wat God vir ons gee, ernstig wil opneem, sal dit so 'n geweldige impak en 'n verskil in jou en my lewe maak. God sê vanoggend, bemeester sonde, bemeester welis, bemeester vleeslike begeertes, maar onthou, jy kan slegs iets bemeester deur dit te vervang. Want die waarheid is, jy kan nooit iets bemeester, solank as wat jy dit nie met iets beters kan vervang nie. En nou weet ons reeds, waarmee vervang jy dit? Jy vervang dit met beginsels, met koninkryksbeginsels. So God sê, ek en jy moet vra. Ons moet dit vra, verhelder, verlig my verstand, my begrip, my verstaan van dinge. Weet jy wat beteken die woordjie begrip?
En nou stel die Engels dit hier vir my soveel beter. Die Engels praat van understanding. En dit beteken, what do you stand under? Awesome. Nou is die vraag vanoggend wat God vir jou vra wat luister. Kortom hierdie vraag, onder wat staan jy? Onder wat staan jy vanoggend? Jy wat hierdie woord hoor, onder wat staan jy? Staan jy onder sonde of staan jy onder die beginsels van God? Want dit wat jy verstaan is ook waaronder jy staan. So kom ons gebruik 'n voorbeeld. Iemand sê dalk vir jou, ja, maar hierdie, jy hoor dit baie, hierdie wêreldse dinge is eintlik 'n realiteit. Dinge wat jy rondom jou sien in die wêreld, dis 'n realiteit. Wel, ek het tog altyd gesê, God is 'n groter realiteit is dit. Maar wat jy dan veronderstel is om te sê, ek kan eintlik sien dat jy onder hierdie wêreldse dinge staan. Want eintlik, geliefdes, is dit so eenvoudig. Jy sal begrip hê vir die dinge waaronder jy staan. Jy wat kom en al hierdie dinge van die wêreld so goed kan explain en verduidelik en boodskappe kan rondstuur rondom wat daar gebeur. Vraag wat God vra vanmôre, nie ek nie. Onder wat staan jy? Onder wat staan jy? En dit, geliefdes, is hoekom Paulus daar in Efesiërs in sy gebed aan die Efesiërs gebid het, verhelder my begrip, my verstaan van dinge. En daarom moet dit ook elke dag jou en my gebed wees. Want die wonderlike is dat ons God kan vra om ons geestesoë so te verhelder dat ons sal weet wanneer ons onder die verkeerde dinge staan. Ek sluit af. Wanneer jy leef volgens God se beginsels. En luister mooi, daar is 'n verskil tussen om te leef volgens die beginsels en om te leef volgens die woord. Want onthou, godsdiens doen dit ook. Godsdiens leef ook onder die woord. Gees van godsdienstigheid. Maar as ek en jy as kinders van God kan besef dat ons is veronderstel, dis wat God vanmôre, dis wat hy vanmôre by jou en my wil tuisbring. Ons is veronderstel as sy kinders om te leef volgens die beginsels van die koninkryk van God. Hier op aarde reeds in sy koninkryk. Tot sy eer en tot sy verheerliking. Amen. Geliefdes, ontvang ook nou die seën van die Here en gaan leef hierdie week onder sy beginsels. Staan onder dit. Onder koninkryksbeginsels, dit wat God sê. Die Here, want die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here julle God wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here julle God wil julle gebede verhoor en julle sy vrede gee. Amen. God seën jou.